Dag vriende, welkom by ons Ring van Vaalrivier se Pinksterreeks vir 2026 met die tema 'n nuwe begin deur die Gees. Julle het gister so 'n bietjie na Altes geluister waar Altes so 'n bietjie met ons gepraat het oor hoekom die Gees gestuur is en vandag gaan ek sommer net so 'n bietjie kyk na hoe die Gees my en jou kan help om te kan glo. Ek wil vra dat julle saam met my sommer net 'n skrifgedeelte sal lees. Ek wil vra dat julle sommer saam met my 'n skrifgedeelte gaan lees. Ons lees saam uit Lukas 24 uit. Ons lees van vers 13 tot by vers 53. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 km van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan nou die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra toe vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar van die vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarom het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom, waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie so warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is tog ek self. Voel aan my en kyk, 'n gees het tog nie vleis en bene, soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle iets hier om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis, hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik, dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan alle nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.
Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Baie van ons dink dat om te glo bring sommer hierdie klomp sekerheid saam met dit. Dat om te glo beteken dat ek nie wankel of twyfel nie, hierdie sekerheid sal my dra. Maar die interessante gedeelte is, wat ons nou gelees het in Lukas 24, is dat geloof begin het in die middel van 'n klomp verwarring en teleurstelling en vrees en ongeloof. Die disippels was nie hierdie supergelowige mense gewees nie. Hulle was mense wat stikkend was, wat hulle vriend, hulle leermeester, die een vir wie hulle lewens opgegee het en prys gegee het, verloor het aan die kruis. En hulle sit in hierdie reis om sin te maak van hulle lewe na Jesus se sterfte. En ons lees hier van geloof. Kleopas is besig om weg te loop van Jerusalem af. Die plek waar Jesus gekruisig is, die plek waar hulle saam met Jesus was, hulle gaan daarvan af weg, na 'n ander dorp toe. Petrus sit met al hierdie skuld van die verloning. Hy wat so met vuur en vlam verkondig het, Here, ek gaan jou nooit verraai nie, ek gaan jou nooit alleen los nie, al moet ek my eie lewe prysgee, sit nou met al hierdie skuld van wat hy gedoen het, toe Jesus hom nodig gehad het. Die disippels is so bang, dat hulle uit vrees uit hulle in 'n kamer gaan toesluit het. Ons lees op ander gedeeltes in die Nuwe Testament, Paulus veg teen Jesus, hy vervolg die mense wat Jesus verkondig en wat aanhangers van Jesus is. En tog is elke liewe een van hierdie mense wat gebruik is om die wêreld drasties te verander. Hoekom? Hoekom het hulle die wêreld verander? Omdat God dit deur hulle gedoen het. En hy het dit gedoen deur sy Gees, wat hulle gehelp het om te glo. Die kruis help ons om anders na God te kyk. Hierdie storie in Lukas 24 het begin met die Emmausgangers wat begin met die woorde, ons het gehoop. Ons het gehoop dat dit Jesus is wat ons gaan verlos van al hierdie pyn en swaar kry. Hulle het gedink dis Jesus wat Rome gaan verslaan. Jesus is die een wat Israel in sy eer en glorie gaan herstel. Jesus gaan hierdie politieke Messias wees waarop hulle gewag het. En toe sterf hy aan die kruis en dit voel vir hulle asof al hierdie dinge net 'n mislukking was. Asof die hele opbou en die pad wat Jesus gestap het en die kruisiging gelei het tot een groot mislukte verhaal. Maar Jesus kom wys vir ons dat ons anders na God moet kyk. Jesus kom wys vir ons, die kruis was nie 'n plan B of 'n noodplan toe dinge nie uitgewerk het nie. Die kruis was nog altyd God se plan. Die kruis was nog altyd God se verlossingsplan vir die wêreld gewees. God het nie deur mag kom red nie. God het kom red deur homself in liefde op te offer. Die wêreld en die wêreld wat die disippels geken het, verstaan krag as die een wat kom met mag en geweld, wat kom oorwin en domineer en vernietig. En God kom wys dat sy liefde lyk anders, sy liefde lyk soos die kruis. Baie keer is dit vir ons moeilik om met sekerheid te kan glo. Want baie keer in ons lewe word ons gekonfronteer met verlies, die wêreld se gebrokenheid. Dit voel vir ons asof ons wag vir Jesus om iets te doen. Ons leef eintlik maar net in 'n tyd van 'n klomp teleurstelling. En dan dink ons, as God nou regtig nou nog in beheer was, sou my lewe mos nou makliker gewees het. Die kruis kom vertel vir ons dat ons anders kan kyk na God. Die kruis kom wys vir ons dat God nie afwesig is in die swaar kry en die sleg en die lyding van die wêreld nie. Dit is juist die plek waar hy begin. Dis die plek waar ons ontmoet. Dis die plek waar God my ook sal kry, in hierdie gebroke wêreld. In hierdie wêreld waar dit voel ek wag vir iets anders, iets beter. In hierdie wêreld van teleurstelling en verlies. Die kruis leer my om anders na God te kyk. En dit gee my sekerheid in my geloof.
Gelukkig eindig die storie nie net daar nie. Ons lees dat Jesus opgestaan het en dat Jesus se opstanding hoop bring in 'n wêreld van wanhoop. En dit is 'n belangrike ding in Lukas se gedeelte wat ons gelees het wat ons sommer so maklik kan mis. Toe Jesus opgestaan het uit die dood uit, het almal dit nie so maklik geglo nie. Die vroue het gekom vir die disippels vertel daarvan, hulle het dit nie eintlik geglo nie. Hulle het gaan kyk en gesien dat die graf lyk soos wat hulle gesê het dit lyk, maar van hom het hulle geen teken gesien nie. Selfs toe Jesus saam met die Emmausgangers stap, het hulle nie geweet dat dit Jesus is wat saam met hulle stap en by hulle is nie. Toe Jesus by die disippels agter geslote deure verskyn het, het hulle so groot geskrik, hulle het gedink dis 'n spook. Hulle het nie geweet dat dit Jesus is wat by hulle is en dat Jesus regtig opgestaan het nie. Dit is eintlik baie troosryk. Dit beteken dat die evangelie nie net gebou word op goedgelowige mense nie. Die evangelie word ook opgebou op mense wat maar twyfel, wat ook maar soms wonder. Hierdie mense moes eers oortuig word dat Jesus opgestaan het en dat hy lewe voordat hulle daarin kon glo. Jesus moes eers saam met die Emmausgangers 'n pad stap. Jesus moes eers vir die Emmausgangers die skrif uitlê en die skrif verduidelik voordat hulle dit verstaan het. Jesus moes eers saam met hulle brood gebreek het voordat hulle geweet het wie dit is wat nog die hele tyd saam met hulle op reis is. Vir die disippels moes Jesus eers sy wonde wys. Vir hulle wys dat dit regtig hy is en nie 'n spook is nie. Hy moes eers saam met hulle geëet het en stadig maar seker het hulle tot geloof gekom. Geloof is nie iets wat ons self kan sterker maak of geloof is nie iets wat in onsself opgewek kan word nie. Jesus bring mense tot geloof. Jesus deur sy gees maak dit vir my en jou moontlik om te kan glo, al is dit moeilik om te glo in die wêreld daar buite. Hoe help die Here ons deur sy gees om te glo? Hy doen dit deur sy woord wat ek en jy elke dag bestudeer en leer. Hy doen dit deur sy teenwoordigheid in elke aspek van my lewe om by my te wees en met my te wees. Hy doen dit deur gemeenskap, deur 'n kerk, deur gelowiges wat saam aanbid en saam leef en saam versterk. Hy doen dit wanneer ons die brood breek en die tekens gebruik wanneer ons onthou wat Jesus vir ons gedoen het. Die opstanding was nie genoeg om die disippels vreesloos te maak nie. Die disippels het Jesus wat opgestaan het gesien, hy het tussen hulle gestaan, maar nog steeds was daar 'n stuk twyfel in hulle harte gewees. Daar was nog iets wat moes gebeur. Daar moes nog iets in hulle lewens gebeur het wat hulle oortuig het en hulle gemobiliseer het, hulle die krag gegee het om hulle geloof onbeskaamd in die wêreld daar buite te gaan uitleef. Die ander ding wat nodig was om te gebeur, was Pinkster. Die Heilige Gees wat oor hulle uitgestort moet wees. En ons weet, dit is die draaipunt in hierdie mense se lewens. Petrus was hierdie ou wat gesê het, Here, ek sal vir u nooit verloon nie. Ek sal selfs my lewe saam met u prys gee, maar toe hulle hom vra, ken hulle hom, toe sê ek ken nie die man nie, ek het niks met hierdie man te doen nie. Paulus was die grootste vervolger van Christus en van gelowiges gewees. Hy het dit sy lewenspassie gemaak om mense te straf wat Jesus aanhang. En hy is verander in die grootste navolger van Jesus. Die persoon wie se briewe en wie se preke die hele Nuwe Testament vol van is. Ons lees van die Emmausgangers, die mense wat weggeloop het van Jerusalem af, op pad weg was van daar waar Jesus gekruisig is, waar Jesus se opstanding gebeur het. Maar die oomblik toe hulle besef dat Jesus by hulle is, toe hardloop hulle terug Jerusalem toe. Wat het hulle verander? Wat het gemaak dat hierdie drastiese verandering in hulle lewens kan plaasvind? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in hulle woon, het hulle geloof gewek en versterk en hulle gemobiliseer om in die wêreld daar buite as gelowiges te gaan leef. Baie mense probeer ons oortuig dat Pinkster gaan oor hierdie gebeurtenis wat met my moet gebeur, die oomblik wanneer ek bewus word van die Gees wat in my leef en deur my werk. Hierdie geesvervuldheid kry baie aandag in die wêreld daar buite, terwyl Pinkster eintlik vir ons sê, Pinkster gaan nie oor hierdie emosies of die geesvervuldheid nie. Pinkster gaan daaroor om te weet dat Jesus se Gees wat in ons woon,
ons verander. Die Gees maak dit moontlik dat ons oë oopgaan en anders na die wêreld kyk. Die Gees maak dit moontlik dat ons klip, harde, wrede harte en sagte, liefdevolle Jesus harte in verander word. Die Gees maak dat geloof in ons gewek word en versterk word sodat ons as gelowiges in die wêreld getuies van Jesus se storie daar buite kan wees. Jesus se Gees gee vir ons moed wanneer dinge moeilik is. Jesus se Gees stuur die kerk om sy storie vir die wêreld te gaan vertel. Die Gees help ons nie net om te glo nie. Die Gees help ons om te bly glo wanneer die wêreld daar buite moeilik word. Die Gees help ons om aan te hou glo wanneer ons moeg word of te neergedruk word of wanneer teleurstellings 'n realiteit in my lewe word, wanneer ons wil afdwaal van die pad wat Jesus ons opgestuur het, net soos wat Kleopas van die pad van Jerusalem afgedwaal het. Hou die Gees ons sterk. Wek die Gees geloof in ons sodat ons sal weet Jesus stap saam met my hierdie pad en dit is genoeg. Hierdie storie wat God besig is om te skryf met ons, het nie geëindig die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het nie. En hierdie storie wat God besig is om te skryf het nie geëindig die dag toe die vroue by die graf kom en sien dat die graf leeg is nie. En hierdie storie wat God besig is om met ons te skryf, het nie geëindig die dag met Pinkster wat die Heilige Gees uitgestort is op die mense van die wêreld nie. Nee, die storie wat God besig is om te skryf, gaan nog steeds aan. Want die Gees is nog steeds besig om te werk. Die Gees werk in mense. Die Gees werk in die kerk. Die Gees werk deur my en deur jou. Die Gees maak my en jou sterk, dit bou ons geloof, dit help ons om as gelowiges in 'n wêreld wat de mekaar is te gaan leef. Dit is God se Gees wat aanhou om 'n storie te skryf met my en jou lewe. Want God se Gees help ons om te glo. Kom ons bid saam. Here, maak ons oë oop, soos wat U ook die oë van die Emmausgangers oopgemaak het. Here, help ons ook dat wanneer ons moedeloos is en te neergedruk is, dat ons U teenwoordigheid in ons lewens en by ons sal raak sien. Here, wanneer ons bang word, wil U laat ons kan sien dat U by ons is nader as wat ons ooit sou besef het, net soos wat U vir die disippels gewys het, U is daar by hulle, in 'n geslote kamer waar hulle wegkruip uit vrees uit. Here, wanneer dit vir ons partykeer moeilik is om te glo, wanneer twyfel by ons geloof inkruip, laat U Gees toe om geloof in ons te wek en op te bou en sterk te maak, sodat ons gelowiges in hierdie wêreld kan wees. Here, dankie dat ons kan weet, U Gees bly binne in ons en U Gees maak dit vir ons moontlik om elke dag te glo en aan te hou glo. Ons bid dit in U naam alleen. Amen.